Goeiedag, hiermee ons daaglikse woord, waar ons vir Yeshua vra om vir ons daaglikse brood uit die troonkamer te gee. Ons kan sy genade troon enige tyd nader en vir hom vra, leer ons u waarheid. Gee vir ons vandag daardie daaglikse brood. So ons gaan in die week kyk na die woordjie Amen. In Numeri 5 vers 22 staan, mag hierdie water wat die vloek bring in jou ingewande ingaan om die skoot te laat opswel en die heup te laat inval. Dan moet die vrou sê Amen, Amen. Dis die eerste keer waar Amen in die woord voorkom. Die woordjie Amen kom 2 keer voor in hierdie gedeelte oor die sogenaamde jaloesieoffer, die wet van 'n jaloerse man, waar 'n vrou wat van ontrouheid verdink word, 'n eed moet aflê en die gevolge van die eed moet aanvaar. Nou hoekom moet die vrou 2 keer sê Amen as sy beskuldig word van ontrou? Hoor gou om haar verantwoordelikheid te aanvaar, moet sy 2 keer sê Amen. Hoekom moet sy sê Amen? As Amen dan enigsins heidens is, 'n afgod is. Miskien is dit, ons gaan daarna kyk. Nee, Amen is nie heidens nie, dit is 'n eg Hebreëse woord uit die woord van Abba Vader self. Die woord Amen oorspronklik beteken waar, so is dit, betroubaar, laat dit so wees en stewig vas. Die woord Amen kom van die wortelwoord Aman. En Aman word die eerste keer in Genesis 15 vers 6 gebruik, waar daar staan, en hy het Abraham het in Jotawai geglo, en het dit tot hom geregtigheid gereken. Die woordjie geglo, se rootwoord is Aman, dieselfde stamwoord as Amen. Aman wat beteken om vas te wees, betroubaar, waar, om waar te wees, om te bevestig, toestem, om te vertrou. So Amen beteken basies, laat dit so wees, ek stem saam, ek bevestig dit. Die Amen, Amen wat die Sota moet uitspreek, is 'n bevestiging dat sy die uitspraak van Abba Vader aanneem, of dit oordeel of vryspraak bring. So in konteks handel dit oor wat om te doen in die geval van 'n Sota. Nou wat is 'n Sota? Dis 'n vrou wat van oorspel beskuldig word. Is dit nie wat die vyand vandag doen met die enigste woordjie, met hierdie einste woordjie Amen nie? Deur om ons te mislei en te sê, as jy die woordjie Amen gebruik, is jy besig om oorspel te pleeg. Jy is besig om afgodsdiens, want jy roep aan 'n afgod. Want daar word verkondig vandag Amen is 'n afgod. En ek kan dit nie verstaan nie, want ons het hoeveel keer by oom Angus se plaas en dan sê hy so hard Amen, en dan sê ons almal dit, hoe kan dit afgodsdiens wees? Jy sien, om skuld of onskuld vas te stel is nie altyd so maklik as dit kom by egbreek, veral as die straf 'n onaangename en reguit martelende ervaring is nie. Nou volgens Abba Vader se woord skop die Sota instruksie in wanneer 'n man vermoed sy vrou is ontrou en haar waarsku om haar nie met 'n ander man af te sonder nie. En Abba Vader wil nie hê sy kinders moet oordeel of enige iemand moet veroordeel word nie, en daarom beveel Abba Vader ons om 'n ander weg te volg as die van oordeel. Hy roep ons op 'n baie meer effektiewe roete as die wêreld se gewone benadering om die tong net te laat swaai en te oordeel. So as daar 'n gees van jaloesie oor 'n man kom, sê Abba Vader, moet dit privaat hanteer word en met so min as moontlik mense bespreek word. Maar wat is hierdie gees van jaloesie? Want in Numeri 5 vers 14 staan, daar kom 'n gees van jaloersheid oor hom. Die Hebreëse woord vir gees van jaloersheid word genoem Ruach Gonah. Ruach beteken asem, Gonah word gewoonlik as afguns vertaal, maar is meer as afguns, dit sluit jaloesie ook in. Afguns is die saad, jaloesie is die wortel en beskuldiging is die vrug. Nou, Abba Vader sê, as 'n man hierdie gees van jaloesie het, moet hy nie beskuldigings maak nie. Amper soos om vandag mense te beskuldig dat as hulle sê Amen, hulle verafgod 'n Egiptiese afgod. En Abba Vader sê uitdruklik in sy woord, moenie beskuldigings maak nie. En ons gaan kyk, is daar nie so afgod nie, verseker. Maar as so 'n man sy vrou verdink, moet hy na die priester, die Kohen, toe gaan en sy vrou formeel en persoonlik van oorspel beskuldig voor hom.
Sy vermoede moet nie net openbaar bekend gemaak word nie. Dit is 'n saak tussen die man en sy vrou en die priester en Abba Vader, en die res van die wêreld is nie veronderstel om dit te weet nie. So hoe word die saak opgelos? Die man het sy vrou na die priester toe gebring en sy moet 'n mengsel drink wat beskryf word in Numeri 5 vers 15 tot 18 wat aaklig is, 'n aaklige mengsel, erdepot, stof van die vloer van die tabernakel wat in water gegooi word en 'n lelike ding wat sy moet drink. En daarom moet die priester die vrou voor die aangesig van Abba Vader stel en die hare van die vrou dan ook losmaak en hy moet die gedenkoffer op haar hande sit, 'n spysoffer van jaloersheid. In die hand van die priester moet daar wees die water van bitter smart wat die vloek bring. Die vrou moes amen, amen sê na die priester die vloekverklaring uitgespreek het, waarin die voorwaardes van die vloek uiteengesit het. As sy skuldig bevind word van oorspel. In Numeri 5 vers 21 tot 22 sê hy, daar staan die woord, dan moet die priester die vrou by die vloek laat sweer en vir die vrou sê, laat Jotewawwe jou tot 'n vloek en 'n eed maak onder jou volk. As Jotewawwe jou heup laat verdor en jou buik laat opswel, sodat hierdie water wat die vloek bring in jou binnegoed gaan en jou buik te laat opswel en jou heup te laat verdor. En die vrou moet sê, amen, amen. Nou wat beteken dit prakties? Die dubbele amen is nie 'n beleefde instemming nie, dit is 'n volledige erkenning. Dis 'n volledige erkenning van die voorwaardes van die toets. Hoekom sal die woord dan amen gebruik? As dit 'n volledige erkenning van die voorwaardes van die toets is. Dis 'n toestemming dat sy die uitslag van die toets aanvaar, wat ook al dit mag wees. Dis 'n verbale bevestiging dat sy voor Jotewawwe en die priester verantwoordelik is. Voor Abba Vader en voor die priester moet sy 2 keer sê amen. Hoekom moet sy 2 keer sê amen? In Hebreëse denke is iets wat 2 keer herhaal word 'n teken van ernstigheid. Dis 'n baie versterkte bevestiging, soortgelyk aan hoe Yeshua dikwels gesê het, voorwaar ek sê vir julle. In hierdie soort prosedure sien ons onder andere 3 baie belangrike geestelike beginsels. Nommer 1, Abba Vader se geregverdigheid, waar die waarheid nie op gerugte of veroordeling berus nie. Abba Vader se genade en beskerming teen valse beskuldigings. En Abba Vader se begeerte dat dinge in sy teenwoordigheid en onder geestelike gesag hanteer word, nie in die hof van publieke opinie nie. Let wel dat 'n man wat sy vrou van oorspel beskuldig nie met leehande voor die priester moet verskyn nie. Hy moet 'n offer ook saambring. En as die vrou skuldig was, sou sy en die man met wie sy gesondig het, 'n verskriklike dood ly. En as sy onskuldig was, sou sy nie nadelige gevolge hê. Sy sou nie nadelige gevolge hê nie, maar sy sal geseën word met kinders. En as sy kinderloos was en met gesonde kinders as vorige kinders dalk siek was. Maar hierdie soort instruksie is met ander woorde nie 'n verhoor nie, maar 'n beproewing. En dis waar amen gebruik word. Die ritueel is nie bedoel om die vrou te straf as sy skuldig is nie. Dit is om haar vry te stel as sy onskuldig is en om liefde en vertroue in haar huwelik te bewaar. Die hele punt van die soort instruksie is om 'n man te oortuig wat alle rede het om agterdogtig en jaloers te wees op sy vrou se getrouheid. Die man se jaloesie sou dus opgelos word en dit het hom en sy vrou in staat gestel om hulle huwelik in vertroue en liefde te hervat. Versoening sou plaasvind want sien die vrede tussen 'n man en 'n vrou is vir Abba Vader so belangrik dat hy selfs 'n instruksie gegee het om enige agterdog en jaloesie te verwyder. Oorspel en jaloesie is ook een van die oorsake wat die kinders van Israel onrein gemaak het. Oorspel en jaloesie is een van die oorsake wat die kinders van Israel, so ook ons, onrein gemaak het, wat dus verwydering tussen Abba Vader en die kinders van Israel veroorsaak het, want Abba Vader woon nie tussen die wat onrein is nie. Jy sien, omrede oorspel gewoonlik in die geheim plaasvind, het Abba Vader aan Moses die onderrig en instruksie gegee hoe om die skuld van onskuld van 'n getroude vrou te bewys. Die bewys van skuld of onskuld is nie aan 'n mens oorgelaat nie, maar Abba Vader self het op 'n bonatuurlike wyse die skuldige uitgewys. Nou, daar is nie een enkele verhaal
in die Tanakh, in die Ou Testament, waar hierdie instruksie van die sota plaasgevind het nie. So waarom sou Abba Vader dan hierdie instruksie oor die verhoor van 'n sota gee, waar die vrou 2 keer voor Abba Vader en die priester sê amen? Miskien het dit alles tog betrekking tot my en jou, die bruid van Yeshua. Dink daaroor, is Abba Vader nie die man waarvoor ja gesê is by Berg Sinai in Eksodus 19 en wat later 'n skeibrief ontvang het weens ontrouheid nie? Dink daaroor, is Yeshua nie die hoë priester voor wie die ware sota gebring sal word nie? En voor wie die bruid 2 keer gaan moet sê, amen, amen. Sy verstaan die gevolge, sy verstaan die waarheid. En het Yeshua nie op die houtkruis die water van bitter smart van 'n ontroue bruid namens ons gedrink nie? Die woord gee vir ons geen reg om te kritiseer en te oordeel nie. Inteendeel, wanneer ons oordeel en kritiseer, bring ons Abba Vader se oordeel oor onsself. Yeshua sê in Matteus 4 vers 24, pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee julle meet, sal julle gemeet word en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. Jy sien, met kritiek probeer ons die ander persoon kleiner maak. En Abba Vader leer my 'n kritiese gees en die oordeel van ander word ook dikwels gebore uit gevoelens van verwerping, bitterheid en word deur die bose die vyand versoek. En Romeine 2 vers 1 sê, daarom is jy o mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Daarom moet ons baie versigtig wees om ander te oordeel, net omdat hulle die woordjie amen gebruik. Maar kom ons vertrou op 'n Vader en ondersoek hierdie woordjie en dat die waarheid, dat Yeshua ons die waarheid leer oor amen. Ons gaan daaroor kyk môre verder. Dit is net vir my interessant, dat die eerste keer in die woord waar die woordjie amen verskyn, sommer 2 keer na mekaar, dat dit is by 'n vrou, wat die gevolge van haar ontrouheid moet bevestig met 2 amens. Hoekom sal sy met amens, wat dan heidens is, dit bevestig as sy ontrou is? Dit maak nie sin nie. Hoekom moet sy die gevolge van ontrouheid bevestig met 2 amens? Wat beteken, as ek skuldig is, amen, laat die vloek my tref. As ek onskuldig is, amen, bevestig my reinheid voor Yotewawai. Die dubbele amen is 'n volledige bevestiging van haar verantwoordelikheid en haar toestemming tot Abba Vader se oordeel. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, kom leer ons u waarheid oor die woord amen. Dis die eerste Hebreë woord wat meeste van ons ken is amen. En dat kom leer ons in die Hebreë waar u woorde en wat is die prentjies wat u vir ons skilder, en kom leer ons net u waarheid. Vader, ons eer u, ons loof en ons prys u. Dankie dat u die oogskille van ons oë afhaal en leer ons net u waarheid. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotewawai. Amen. Shalom.